SA gemeente, dit is so lekker om saam met julle hierdie spesiale tyd van die jaar te vier. Geseënde Kersfees aan elkeen van julle. Hierdie is 'n belangrike tyd op elke Christen se kalender en dis regtig die moeite werd om aan te gaan met die storie waaroor ons 2 weke terug gesels het. So, sonder om enige tyd te mors, kom ons vat hom weer. Ek weet nie van julle nie, maar ek bevind myself dikwels besig om in moeilike tye na iets positiefs te soek. Ons soek dikwels na die rede agter ons pyn of probeer sin maak van die moeilike dinge. Maar kom ons wees eerlik. Hoe gereeld vra ons oor die goeie dinge in ons lewe? Wanneer laas het jy gewonder hoekom jou ouers gelukkig getroud is? Hoekom jou kinders gesond is? Of hoekom jy steeds jou werk het? Nee, daai vra ons mos nie eintlik nie, want ons aanvaar dit as normaal. Ons dink, goeie dinge gebeur maar net. En as dit inpas by wat ons wil hê, soek ons nie eintlik verder nie. Dit maak tog sin, of hoe? Maar dan gebeur iets wat nie in jou planne pas nie. 'n Krisis, 'n onderbreking. Jy kry 'n oproep van die dokter of 'n probleem met jou kind se skool. En skielik vra jy, waarom, God? Wat is die doel hiervan? Ek dink dit is iets wat almal van ons al beleef het. Ons wil sin maak van die chaos in ons lewens. Ek glo hierdie behoefte om betekenis te vind kom omdat ons na God se beeld gemaak is. So Salomo dit eintlik beskryf in Prediker 3 vers 11. God het alles mooi gemaak op sy tyd. Hy het ook die ewigheid in die mens se hart gesit. Nou daar is 'n diep wete in ons dat daar meer aan hierdie lewe is as wat ons met die oog kan sien. Ons weet dit. Ons smag na 'n groter storie wat alles bymekaar bring, soos C.S. Lewis gesê het. As ek 'n begeerte in myself vind wat niks in hierdie wêreld kan bevredig nie, is die mees waarskynlike verklaring dat ek vir 'n ander wêreld gemaak is. Hoe mooi is dit? Dis waarom ons veral in moeilike tye vra, waarom? Ons wil glo daar's 'n plan en ons wil weet wat dit is. Ons leef immers in 'n wêreld wat ons aanmoedig om te glo dat alles met 'n rede gebeur. Ons hoor dikwels mense sê, ek glo nie in toeval nie, of alles het sy tyd. Dit wys hoe diep ons begeerte is om sin te maak van ons ervarings. Maar wanneer die antwoord nie duidelik is nie, dan begin ons soek en skarrel. Dalk is dit juis in daardie soeke dat jy by geloof uitgekom het. Miskien het jy eendag probeer om die storie van jou lewe net oor jouself te maak, maar op 'n stadium moes jy erken daar's iets meer. Ons almal vra uiteindelik daardie groot vraag. Wat gaan hier aan? Hoekom is ek hier? Wat maak dit saak? Maar net so vinnig soos ons geloof vind, kan dit ook wankel as dinge skeefloop. Ons sukkel om sin te maak van lyding, jou eie, jou geliefde sin. Jy vra, waarom gebeur hierdie dinge met my? Dalk het jy al gevoel dat jou geloof wankel of selfs heeltemal verdwyn, omdat die wêreld rondom jou net nie meer sin maak nie. Tog, selfs wanneer geloof voel of dit verdwyn, bly daardie verlange in ons, daardie drang om sin te maak van dinge, daardie weerstand teen die idee van 'n doellose bestaan, dit bly daar, dit kom van iemand af. Dit wys dat daar meer is as net hierdie lewe, en net dalk, is dit die ewigheid wat in ons harte gesit is. Stel jy nou voor dat hierdie verlange werklike bewys is van 'n transcendente God. Stel jou voor dat hy 'n plan het, 'n plan wat selfs met jou lewe kruis. Wat as hy in jou storie werk om jou deel van sy groter storie te maak? En wat as God se plan van tyd tot tyd jou eie planne heeltemal omvergooi? Wat as hy dinge op 'n manier laat gebeur wat jou idee van hoe dit behoort te wees uitdaag? Dink daaraan. As God regtig is wie hy sê hy is, en as hy regtig op ons beste belange op sy hart dra, hoe sal daardie plan dan lyk? Wat as hierdie goeie God kies om die wêreld soos ons dit ken op 'n spesiale manier te onderbreek, om homself aan ons bekend te maak, dalk om in iets te gee waaraan ons soeke na sin en doel kan koppel, iets waaraan ons kan vashou, iets wat ons vra 'n anker gee? Wel, 'n klein groepie Judeërs en Galileërs in die eerste eeu was vasoortuig dat God presies dit gedoen het. Hulle het so sterk in hierdie oomblik geglo dat hulle lewens op die spel geplaas het om te verseker dat die wêreld nooit hierdie unieke gebeurtenis vergeet nie. Die tyd toe God mens geword het. Jesus, die persoon en sy boodskap was nie net vir daardie tyd nie, maar vir altyd. Die storie van Jesus se geboorte herinner ons dat daar iets in ons is wat wil hê dat alles sin maak, dat die punt aan mekaar moet koppel. Dit herinner ons dat die wêreld nie so lukraak sonder rede is as wat dit soms lyk nie.
Dit vertel ons dat daar 'n groter storie is waarin ons genooi word. Hierdie storie gee ons konteks vir ons hele lewe, maar dit herinner ons ook dat ons nie die hoofkarakters van hierdie storie is nie. Die skrywer van die storie het sy eie doel, en daardie doel is nie altyd wat ons wil hê nie. Soms lyk dit of sy plan ons verwagtinge teenstaan. Maar selfs in die oomblikke wat luk raak en waar chaos heers, is hy besig om te werk. God se plan maak die punte wel bymekaar. Daar is 'n goddelike storie. Kersfees vier die ongelooflike oomblik toe die skrywer self in sy eie storie verskyn het. Dit was 'n groot ontwrigting, 'n goddelike inmenging van epiese proporsies. Kersfees herinner ons dat God soms ons eie lewens ook onderbreek. En dis heeltemal aanvaarbaar om dan na God te kyk en te vra, waarom? Wat gebeur hier? Hoekom nou? Wat moet ek nou doen? Was daar nie 'n ander manier nie? Daardie vraag is nie 'n teken van 'n gebrek aan geloof nie, dit wys eerder dat jy geloof het. Daar is 'n groot verskil tussen om vir God 'n vraag te vra en om hom te bevraagteken. Lukas, die evangelieskrywer, gee vir ons een van die enigste 2 geboorteverhale van Jesus in die Nuwe Testament. Hy het hard gewerk om die feite bymekaar te kry. Hy het met mense gesels en alles presies nagevors. Hy begin sy evangelie deur te wys dat hy nie hierdie dinge opmaak nie. Hy sê, baie mense het al probeer om hierdie dinge te vervul, om dit in 'n verhaal te orden. Lukas wys dat hy nie alleen was in hierdie poging nie. Hy skryf verder, ek het alles van die begin af noukeurig nagegaan en besluit om 'n geordende verhaal vir u te stel, u edele Theophilus, sodat u met sekerheid kan weet wat u geleer is. Theophilus was waarskynlik 'n Christen wat al van Jesus gehoor het, maar wat die storie in volgorde wou hê. Lukas het dit vir hom neergeskryf. Hy begin sy weergawe met hierdie woorde, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap. Nou Elisabeth was 'n familielid van Maria, Jesus se ma. Ons weet nie presies wat hulle verhouding was nie, maar die King James version vertaling noem hulle niggies. Dalk is dit waar. Lukas vertel dat God die engel Gabriël gestuur het na Nasaret, 'n klein dorpie in Galilea. Daar het hy verskyn aan 'n jong meisie Maria wat verloof was aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Alles was gereed vir 'n gewone huwelik, totdat Gabriël opdaag en haar lewe vir altyd verander. En Lukas skryf eenvoudig, die maagd se naam was Maria. Dit alleen is al iets besonders. Ons weet niks van Maria voor hierdie oomblik nie. Sy was net 'n gewone meisie met gewone planne om met Josef te trou, 'n gesin te hê en haar lewe te leef in haar dorpie. Maar in plaas daarvan het God haar lewe heeltemal kom ontwrig. Gabriël groet haar. Wees gegroet, jy wat begenadig is. Die Here is met jou. Maria was natuurlik geskok en het gewonder wat hierdie groet beteken. Die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie Maria, jy het genade by God gevind. Jy gaan 'n seun in die wêreld bring en hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Sy koninkryk sal nooit eindig nie. Nou, ons het in my laaste preek voorverlede week al gesien dat dit beslis nie deel van Maria se planne was nie. Maar haar storie het 'n sleutelrol in God se groter storie gespeel. Hierdie storie, die Kersverhaal, herinner ons dat God ons lewens kan onderbreek met sy planne. En dit is altyd vir 'n groter doel. Maar Maria het nie op daardie oomblik aan Israel se geskiedenis of groter storie gedink nie. Sy was bekommerd oor haar eie lewe. Sy het nie die engel bevraagteken nie, maar sy het tog 'n eenvoudige vraag gevra. Hoe gaan dit werk? Het sy gevra. Ek is dan nog 'n maagd. Die engel het geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou omvou. Dink net hoe vreesaanjaend dit moes wees. Hoe kan sy seker wees dat sy werklik begenadig is? Hoe kan sy nie bang wees nie? Die engel het verder gesê, daarom sal die kind wat gebore word die seun van God genoem word. En dit is hoe ons hom ken, die seun van God. Maar selfs met hierdie groot beloftes moes Maria besef dat haar lewe nooit weer eenvoudig sou wees nie. Niks sou ooit weer, soos sy dit verwag het, wees nie. Die engel het ook gesê, jou familielid Elisabeth is al 6 maande swanger. Al het mense gedink sy kan nie kinders kry nie, want vir God is niks onmoontlik nie. En vir Maria moes dit alles nog ingewikkelder gevoel het. En soos ons weet, het God sy wil uitgevoer. Josef het Maria as sy vrou geneem,
Maar die gerugte het nie stil geraak nie. Maande lank moes hy die fluisteringe en die skeptiese kyke van die mense na klein dorpie hanteer. En toe, kort voor die baba gebore sou word, kondig keiser Augustus 'n sensus aan. Josef moes na Bethlehem gaan om hom te registreer. Hy was bekommerd dat hy dalk nie by die geboorte sou wees nie. Maar Maria het dit duidelik gemaak vir pappa. Sy gaan saam. Sy gaan hierdie baba hê, maak nie saak wat nie. Haar situasie het egter glad nie so begenadig gevoel nie. 160 kilometer wat sy gereis van Nazareth na Bethlehem het haar fisies en emosioneel uitgeput. En toe hulle uiteindelik daar aankom, was daar nie eers 'n plek om te bly nie. Daar in 'n stal in die stad van Dawid het sy geboorte geskenk aan 'n seun. Hulle het hom Jesus genoem, net soos die engel gesê het. Maar dinge het vinnig erger geword. Koning Herodes het gehoor van die gerugte oor die geboorte van 'n Joodse koning en het 'n bevel uitgevaardig om alle seuns onder 2 jaar oud in Bethlehem en die omliggende gebied te laat doodmaak. Maria en Josef moes na Egipte toe vlug, meer as 300 kilometer verder, ver van hulle huis en familie af. En toe kom die hartverskeurende nuus. Herodes se soldate het daardie wrede bevel uitgevoer. Elke jong seentjie in Bethlehem is vermoor. Terwyl Maria dankbaar moes wees dat haar baba veilig was, het sy ook die pynlike las gedra dat haar kind die rede vir hierdie tragedie was. Sy kon nooit weer 'n voet in Bethlehem sit nie. Jesus het gegroei, van 'n klein kindjie tot 'n jong man en later 'n volwassene. Maar selfs toe hy groot was, het Maria gesukkel om sy optrede te verstaan. Sy en sy broers het selfs een keer probeer om hom van 'n skare af weg te vat, bang dat hy homself in die moeilikheid sou bring. Jesus het nie politieke of godsdienstige leiers se guns gesoek nie. En sy dade het soms regtig gevaarlik gelyk. Uiteindelik, daardie verskriklike dag, het Maria gehoor dat haar seun in Jerusalem gearresteer is. Hy is geslaan, verneder en voor Pilatus gebring. Die leiers het geëis dat hy gekruisig word. Stel jy haar pyn en verwarring voor. Hoe maak hierdie tragedie sin? Hoe pas dit in by wat die engel gesê het? Sy het in die skare gestaan en gesien hoe haar seun sy kruis dra. Sy het gekyk hoe hy sterf. Sy het gesien hoe die ergste moontlike ding gebeur met die beste moontlike persoon, haar eie kind. Waarom? Hoe kan dit deel wees van God se plan? Ons weet nou hoe Maria se verhaal geëindig het, maar sy het dit nie toegeweet nie. Vir haar was dit net nog 'n sinnelose wrededaad van Romeinse geweld. Maar in 'n ongelooflike wending, iets wat ons selde in die lewe sien, het Maria 2 dae later haar opgestane seun Jesus gesien. Hy was nie dood nie, hy was lewendig, die verlosser, die Here. Binne 'n paar dae het alles wat geen sin gemaak het nie, betekenis gekry. Sy het besef dat daar nooit iets lukraak of sonder rede was nie. Sy was regtig begenadig, net soos die engel gesê het. En met Kersfees word ons herinner dat God soms ons lewens onderbreek om sy groter plan te laat gebeur. Maria was nie die eerste nie en sy was ook nie die laaste nie. God se plan het altyd 'n doel, selfs al verstaan ons dit nie dadelik nie. Hierdie Kersfees, onthou, jou geloof en vertroue is nie te vergeefs nie. Want jou geloof is nie net geloof ter wille van geloof nie. Jou geloof, soos Maria se geloof, is in jou opgestane verlosser wat in hierdie wêreld gekom het, soos ons almal, om een van ons te wees, sodat hy ons almal kan red. Amen. Here, dankie dat ons oor 3 dae Kersfees kan vier en kan weet dat U ons nooit los nie. Dankie dat ons lewens ook 'n plan het, dat U op pad is met ons, help ons om naby aan U te leef, sodat ons dit kan leef wat U op ons pad bring. Seën ons en seën ons gemeente ook in hierdie tyd. Ons dink ook aan diegene wat ver van familie af is, wat alleen is, wat swaar kry en wat sukkel. Mag hierdie tyd op 'n vreemde manier ook vir hulle 'n koneksie wees. En mag ons oë en ons ore op die grond hou om die te nooi wat naby ons is, om saam te kom eet en saam te kom feesvier. Here, dankie vir die gawe wat U vir ons gee deur Jesus Christus, wat nuwe lewe, hoop, genade en vrede en bo alles liefde vir ons bring, om in verhouding met U te kan wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld en alles daarin gemaak het, vir jou ook. Ek seën in die naam van Jesus Christus, wie se geboorte ons vier.
wie se lewe saak gemaak het, sodat my en jou lewe kan saak maak. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat in jou is en met jou is, en jou nooit ooit alleen los nie. Gaan in vrede. Amen.